Wonderlik, ons is nou by ons volgende lesing in Wat glo ons? En ons kyk na bekering. Dis 'n geweldige, kragtige onderwerp in die Bybel. En die rede daarvoor is, nie een van ons kan hemel toe gaan as ons nie tot bekering gekom het nie. Jy val nie net in die hemel eendag nie. Daar moes eers iets in jou lewe gebeur het. Daar moes 'n bekering plaasgevind het. Natuurlik, ons kan baie vrae oor dit vra. Wie werk bekering? Is dit die mens? Is dit God? Wie is verantwoordelik? Ons gaan nou by dit kom. Maar al wat ek wil stel is, ek wil net duidelik weet, bekering is nie 'n kerkleerstelling nie. Of jou kerk dit glo of nie, of jou denominasie dit wil leer of nie. Dis nie 'n kerkinstelling nie. Dit is die woord van God. Niks met 'n denominasie te doen nie. Okay? Dit het te doen met waar die mens hom tot God rig. Jy kan nie gered word as jy nie na die Here draai nie. Want die bekering verduidelik wat het vooraf gebeur en hoe het dit gebeur dat die mens by God uitgekom het. Dis alles in die woordjie bekering. En die woordjie bekering het verskillende nuances. Ek sal dit nou ook vir jou wys. En dat ons kan nie bekering in die Bybel oorbeklemtoon nie. Dis nie moontlik om dit oor te beklemtoon nie. Dit is 'n gegewe feit. As jy gaan na Lukas 24 vers 47, toe Jesus uit die dood uit opstaan, en hy open, sê die Bybel in Lukas 24, die disippels, om te verstaan, dat die disippels begryp en verstaan, hulle het 'n boodskap vir die wêreld. En die boodskap vir die wêreld is, Jesus sê, julle moet die wêreld ingaan en verkondig bekering, gaan verkondig dit, en vergewing van sondes in my naam, in die naam van Jesus. So in ander woorde, elke prediker en elke mens wat gehoor het en wat by Jesus uitgekom het, sy verantwoordelikheid is om dit oor te dra aan die volgende geslag en die volgende persoon, of dit nou familielid is, wat 'n kollega by die werk is, of vriende is, almal moet hoor, ek moet my bekeer. As ek my nie bekeer nie, kan ek nie gered word nie. Daar's geen manier dat 'n mens gered kan word as jy jou nie tot God bekeer nie. 'n Bekering tot God is 'n absolute vereiste. En selfs op Pinksterdag, toe Petrus opstaan en hy preek die eerste preek in die Bybel ooit deur 'n apostel op Pinksterdag, 50 dae nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het en 10 dae nadat Jesus opgevaar het na die hemel. Toe staan Petrus op en hy sê dat bekering en toe hulle vra, wat moet ons doen om gered te word? Hier staan duisende mense voor hom op Pinksterdag. En Petrus se antwoord was, bekeer julle en julle sal gered word. Dit was hulle vraag. Wat moet ons doen? En Jesus vir hom gesê, 'n paar dae van tevore, in actual fact, 50 dae van tevore, en in hierdie 50 dae voordat Jesus hemel toe is, te sê, dis wat julle moet doen. As mense vir julle vra, wat moet doen om gered te word? Sê vir hulle, julle moet julle bekeer. Maar natuurlik, wat beteken bekering? Wat is bekering? Wat is ons begrip van bekering? So, dit is iets in die Bybel, dat ons dit nooit kan ontken nie. En as jy gaan kyk in Handelinge 20, dan staan daar ook dat alle mense moet hulle tot God bekeer en tot geloof in Jesus Christus kom. Want onthou, jou bekering, jou draai na God, lei jou tot geloof in Christus Jesus. Dis wat gebeur. Dis omdat jy in hom begin om in hom te glo as die seun van God. So, kom ons praat ten eerste oor die aard van bekering. Julle het nou die lesing staan in julle kamer, bietjie aantekeninge maak later en so aan. Bekering is 'n tweeledige begrip. Jy sal dit nie net sommer weet as jy die Afrikaanse Bybel lees nie. Want jy sal net lees, julle moet julle bekeer, of kom tot bekering, of hulle het tot bekering gekom. So in ons Afrikaanse Bybel lees ons, hulle het hulle bekeer. Die woordjie bekeer in die Engelse Bybel, daar's twee nuances. Soms sal die Bybel sê, they were converted, or they repented. Dan die Engelse Bybel gebruik twee nuances vir hierdie selfde. Afrikaans ons net hierdie woordjie bekeer. Maar in die Engelse Bybel sal jy partykeer lees, they were converted, or they repented. Dit is so ons dit baie keer in die Bybel sien. Maar die twee hoofelemente van 'n werklike, want onthou, jy moet nou jouself toets, nie, en wat ek nou sê, is belangrik, almal van julle, want dit gaan oor jou
is jou naam in die boek van die lewe, sal jy hemel toe gaan as jy sterwe. Alles hang hiervan af, oor die bekering en die volgende lesing, die wedergeboorte, die versoening en die regverdig maak. It's all connected. Dit is onlosmaaklik van mekaar. Hierdie is soos 'n catena aurea. Catena aurea is 'n onbreekbare ketting. Dit is soos die skakel wat ek vir jou nou gee. Die volgende skakel is vas aan hom, die volgende is vas aan hom, die een is vas aan hom, die ander is vas. Jy kan nie een van die ander losmaak. As jy een van hulle drop, jy laat een loskom, dan val die hele ding uitmekaar uit. Dan het ons 'n groot probleem. Dan is die hele saligheid en verlossingsplan, dan het ons 'n probleem daar. So, wanneer ek praat oor bekering, die beste teks in Afrikaans, wat dit vir jou nou mooi verduidelik, is Handelinge 3 vers 19. Want daar staan mos, ek haal dit sommer want ek ken die teks, daar staan, kom tot inkeer en bekeer julle. Nou daar het jy altyd die nuances in een teks. Kom tot inkeer en bekeer jou. So wat ons nou moet doen is, ons moet daai teks vat in Handelinge 3 vers 19. Ons moet gaan kyk wat beteken die woordjie inkeer en wat beteken die woordjie bekeer binne in daai teks. Want as jy dit het, dan weet ons hoe kan 'n mens gered word. Kom tot inkeer en bekeer julle sodat julle gered kan word. So as dit nou kom tot inkeer, né? Inkeer repent en bekeer julle, be converted. Die woordjie kom tot inkeer in die Grieks is metanoia. Dit spel dit as metano of metanoia. En dit beteken as ek sê kom tot metanoia, beteken dit, hey, verander jou gedagtes. Jy moet met ander oë kyk. Ander woorde, daar's 'n sinsverandering. Daar's 'n nuwe besef wat by my kom, wat voorheen nie daar was nie. Het iets met my gebeur. Ek dink nou skielik anders. Something has changed in my mind. Dis alles hier. In my hart, in my gedagtes, besef ek skielik iets wat ek voorheen nie besef het nie. So wat is daai besef? Daar is by my skielik 'n verandering van besef oor myself. Oor myself. Ek kom tot inkeer. Ek kom tot die besef. Dit slaan my soos 'n voorhamer hou. Skielik besef ek het 'n nuwe insig, 'n nuwe sienswyse. Ek besef ek is 'n sondaar. I realize ek is skuldig voor God. Jy sien wat is besig om te gebeur by die mens. Dis wanneer hy eerste besef by jou kom, wanneer dit by jou insink en jou oortuigings verander skielik. Waar jy altyd gedink het ek is alright, ek gaan kerk toe en ek lees my Bybel en my maal ek ken die Here. Skielik besef ek God praat nou met my. Ek kom tot verandering, né? Dit is soos wanneer hy Pinksterdag sê kom tot inkeer en bekeer julle. In ander woorde, it's a change of mind, né? Dis nie 'n change of opinion nie. Ek het nie van opinie verander nie. Verstaan jy? It's a change of mind. Want ek het nie 'n opinie wat nou verander het nie. Ek besef ek is 'n sondaar en ek is skuldig voor God. Want hoekom sal God my red as ek nie weet ek is skuldig en ek is 'n sondaar nie? Kan ek mos nie gered word nie? As ek mos nie verkeerd nie, wat is 'n probleem met die Here met my? Nee, ek kom tot inkeer. En dan bekeer julle. Bekeer, die woordjie in Grieks is epistrepo. Epistrepo, ek sê vir jou wys hoe werk epistrepo. Hier, ek kan dit sommer demonstreer. So, dis soos 'n trein wat ek beweeg in die rigting. So, hier gaan ek en op 'n gegeewe oomblik besef ek, wow, ek gaan nou verkeerde rigting. So die trein moet omdraai en hy moet teruggaan die kant toe. Ek beweeg in die ander rigting. So epistrepo is 'n lewensomkeer. Hier gaan ek en ek stop en ek draai om. Ander woorde, ek het op die breë pad my eie pad gegaan. Nou stop ek toe ek besef waarmee is ek besig my lewe. In die oomblik as ek stop, draai ek na God toe. Here red my. Here help my. Ek draai na God toe. Daai draaislag. Hy draai na God toe. Die woord daar is epistrepo. Hy het hom bekeer.
Hy het omgedraai. Hy draai na die Here toe. Dis die omdraai van jou verkeerde pad, weg van God, na God toe. So my gedrag, my lewenswyse en hoe dit was. En natuurlik behels dit my wil, want onthou, 'n hand gaan my nie net vat en omdraai nie. Dan gaan nie 'n onsigbare hand uit die hemel uitkom en draai my om, dan gaan ek die kant toe nie. Dis iets hier binnekant, dis waar ek in my wil besef, ek beweeg weg van God in 'n verkeerde rigting, ek is op die breë pad, ek is verlore, ek draai na God toe, Here Jesus red my, Vader red my. Verstaan jy wat ek sê? Daai draaislag is willens en wetens draai na God toe, so dis 'n lewensomkeer. So hier's die ding, het jy geweet, 'n ware bekering het 2 elemente. Ek weet, ek besef, metanoia het plaasgevind, en ek draai na God toe. Nou hier's die ding, as ek net weet ek is verkeerd, kan dit my nie red nie. Dis soos baie ouens doen dit die einde van die jaar, Desember, van Here het ook seker gedoen. Einde van die jaar, as jy hulle, ek draai 'n nuwe blaadjie om, ek drink nie meer so baie in die nuwe jaar nie, of ek gaan hierdie dingetjie dooddruk, ek gaan dit nie meer doen nie, en ek gaan nie meer dat doen nie, en dit is so 'n bietjie my lewe verander, ek gaan nie meer wat ek gedoen het doen nie. Dan sê ons, hy het 'n blaadjie omgeslaan. Nee, baie mense doen dit mos, 'n blaadjie omslaan kan jy nie red nie. Is jy by my? Nou, aan die ander kant, ek kan omdraai, en skielik ek begin Bybel lees, en ek gaan kerk toe, en ek praat oor die Here, dit kan my ook nie red nie. Om skielik te besluit, nou gaan ek kerk toe, nooit kerk toe gaan, ek gaan nou skielik Bybel lees, kan nie wees nie. Die 2 is onlosmaaklik, want die een, ek weet ek is 'n sondaar voor God, en ek het sy vergifnis en sy redding nodig, en ek draai na God toe. Ek wys jou, ek weet nie of jy dit ooit gesien het nie, die mees klassieke voorbeeld in jou hele Bybel, there's nothing better than that, is Lukas 15. As jy jou Bybel het, ek wil dit vir jou wys. Jy sal dit nooit vergeet as jy dit nou sien nie. Wie van julle onthou die storie van die gelykenis van die verlore seun? Almal ken dit. Okay, maar wag nou, wag, kom ons kyk hoe goed ken jy dit. Kyk hoe goed ken jy dit. Het julle maar almal gelees? Okay. So, ek gaan jou nou terugneem na hom toe, né? Stay with me, moet nou nie weggaan nie, bly nou by my, hoor nou mooi. Onthou julle mos al die gemors wat hy aangevang het, hy wil sy deel hê, gekry en hy het verkoop en alles gedoen wat hy wil, en daar waai hy, verre land in. En julle weet wat gebeur het, alles daar gemors by almal betrokke was, en hy het gehoer en remoer, en hy het al die goed in die wêreld gedoen. Alles is op, alles is te mekaar, hy was by prostituie en by al die goeders gewees, hy het niks meer nie, en hy sit daar in 'n vreemde land, en hy het niks, en iemand sê van, hoorie man, pas my vark op, as ek vir jou iets gee om te eet. Hy sit en kyk hoe vrede die varke, die pele, en hy dink, kyk hoe lekker smil die varke, nou dink hy by sy pa by die huis, en hy's like, jessie, by die huis gaan dit beter met die slaaf as met my wat hier by die varke sit, ek dink ek moet huis toe gaan. So het hom eers gekos om in daai situasie te kom. Okay? Julle ken mos die storie, maar kyk nou wat het eintlik daar gebeur. Kom ek wys jou. Vers 17. Vers 16 sê mos, hy het verlang om te eet wat die varke eet, en hy kry dit nie eers. Vers 17. Maar hy het tot homself gekom. Metanoia. Sien jy dit? Dis die oomblik wanneer jy tot jouself kom. Die naakte werklikheid slaan jou. Kan jy dit sien? Hy het tot homself gekom. So die besef is skielik daar. Ek is op 'n verkeerde plek. Wat maak ek hierso? Hy kom tot homself, né? En kyk wat doen hy. Hy sê, hoe baie huurlinge van my vader oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Hy sê, ek sal opstaan, wegdraai van die varke en na my epistrefan. Kan jy dit sien? Kan jy sien wat doen hy? Hy kom tot die besef, nou sit hy nie meer daar nie, hy sê, weet wat sal ek doen? Ek gaan omdraai. Ek het al die pad van die huis af geloop in hierdie rigting, ek gaan omdraai hier waar ek by die varke is, I'm going back. Kan jy dit sien? Hou vas, hier kom die ding. Vers 20. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. Toe die besef by hom insink,
ek is nie werd om die kind te wees nie, ek moet my vader om vergifnis gaan vra, en toe staan hy op. Daar het jy jou mees klassieke bekering in die Bybel. If ever you want it, here it is. Waar iemand by 'n verkeerde plek is, all by himself, hy doen sy eie ding in die lewe, en hy besef skielik, ek het goed opgemors. That's what I did. Ek is nie waar ek moet wees in my geestelike lewe nie. Hy kom tot inkeer. Verstaan jy wat ek sê? Is julle by my? Nou, as jy in jou lewe iewers tot daai besef gekom het, ek het God nodig in my lewe, en jy het na God toe gedraai, dan sê ons, daai ou, hy het tot bekering gekom. Verstaan jy nou? Verstaan jy nou wanneer ons sê, dis nie net omdat hy kerk toe gaan nie, maar sy lewe het verander. Hy het by God uitgekom. Is julle by my? Dis 'n werklike bekering. Wel, amper. Daar's nou nog iets. Daar's nou nog 'n ding. En die ding wat nou gebeur is, wat het hy nou weer gedoen? En hy het na sy vader gaan en toe sê hy, Vader, ek het gesondig teen U voor die hemel. Ander woorde, dan moet daar ware berou en belydenis wees. So daar's 'n derde element. Die element wat moet bykom, is waar die persoon erken dat hy is verkeerd, waar hy God se vergifnis vra. En die Bybelse woord vir berou, as hy sê, die Bybel sê, die woord vir berou in die Bybel, ek weet nie of jy dit weet nie, is metamelemoi. Nou metamelemoi, weet jy wat is metamelemoi? Metamelemoi is, ek is jammer. Ek het 'n najammerte. As ek nadink, besef ek, wat ek gedoen het, is nie reg nie. En ek het vergifnis nodig in my lewe. So daai najammerte, metamelemoi, net die Heilige Gees kan uiteindelik in 'n mens se hart bring. Nou, kan iemand bely? Die Bybel sê, die belydenis van die wêreld, 2 Korintiërs 7, lei tot die dood toe. Maar die droefheid volgens die wil van God, 'n onberoulike bekering tot redding. Ander woorde, ek moet 'n Heilige Gees droefheid in my hart hê oor my sondes, waar ek sê, Here, vergewe my, ek het opgemors, ek het die vergifnis nodig. Want net om te besef ek is 'n sondaar, en ek gaan nou na die Here toe, of ek gaan kerk toe, of ek gaan na die Bybel toe, dis nie genoeg nie, ek moet mos nou iets doen. Ja, wat het ek gedoen? Ek draai om, en ek gaan na God toe, en ek vra vergifnis. Ek moet sondes bely. Daai 3 elemente konstitueer 'n waaragtige bekering. If you've ever done that in your life, het jy Bybels tot bekering gekom. As jy dit ooit in jou hele lewe gedoen het, waar jy besef, ek is verlore, ek is 'n sondaar, God red my, Jesus help my. En ek draai na God toe, en ek gaan na God toe, en ek sê, Here, vergewe my al my sondes, Here Jesus het vir my aan die kruis gesterwe, ek glo dit, ek aanvaar dit, red my Here. Dit is 'n bekering. Daai persoon het nou tot bekering gekom. Nou natuurlik, kom dit alles uit jou eie hart uit. Kom dit van God af. Wie werk dit in my? Want hoekom, maar as dit so is, hoekom werk hy nie in almal nie? Hoekom red hy dan nie almal nie? Hoekom word almal nie gered nie? Hoekom doen almal dit nie? Daar's 'n element van God, en daar's 'n element van die mens. Jy albei moet gebeur. Dis onthou, Johannes 16, vers 9 tot 11, sê Jesus, wanneer hy gekom het, die Heilige Gees, hy in die waarheid lei, hy sê, hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oor die ander woorde, dis God se Gees wat jou oortuig van jou sondes. Maar wat doen jy dan? Jy kan dit los en verder aangaan, of jy kan erken en bely. So daar's 'n element waar God oortuig 'n mens van jou sondes. Dis jy maar net, ek word skielik vanoggend wakker en ek dink ek is 'n sondaar, miskien moet ek my sondes begin bely. Werk jy so nie.
Die Heilige Gees bring jou op daai momente in jou lewe waar jy besef, maar ek staan ook skuldig voor God en ek is skuldig. Ek het die Here in my lewe nodig. Dan begin die Gees met oortuiging in jou hart werk. Maar jou wil moet dan begin opereer, want nou moet jy doen wat God se Gees sê. Jy moet nou omdraai na die Here toe en jy moet die Heilige Gees gaan nie al dit omdraai nie en die Heilige Gees gaan nie dit in jou plek sondes bely nie. Dis jy wat dit moet doen. So 'n ware bekering is wanneer die oortuiging van die Gees van God in 'n mens se lewe kom en jy weerstaan dit nie, jy erken dit en jy kom by die Here uit. Nou vriende, wanneer 'n mens dit doen, kan ek nou ruimhartig en met volle oortuiging vir jou sê, as dit is wat in jou lewe gebeur het, né? Dan het jy tot 'n ware bekering gekom. So ek wil vir julle gou 'n storie vertel, baie kort, 'n minuut, nie eens 2 minute. So ek is in Saldanha. Dit is 1978 en dit is Augustus maand. Ek is in my 6de week van vlootbasis in Saldanha en ek wil 'n duiker word in die vloot en ek gaan Simonstad toe oor 'n paar weke en ek kan nie wag om deur die duikerskursus te gaan vir een van Suid-Afrika se duikers te word vir die vloot. En ek en my pelle sit daar, ons is 3 van ons en een ouetjie wat lank was dit Richard Coetzee. Nou sit ons gekuier, ons gesels en hy sê vir my die een middag toe ons so 'n bietjie af het, hy sê vir my, so Raymond, as ons dit nou nie maak, kan ons gaan 'n oorlog toe en dis nou dinge wat gebeur met die Kubanos met die skip met ons teen die kus op. Hy sê as jy te sterwe kom, sal jy hemel toe gaan. Ek is like, ja, verseker. Hy sê hoekom? Ek sê wel oupa preek as dominee daar is hy. Ek sê en ek gaan kerk toe en ek was sonnaarskool en ek besig met katekisasie. Ek het nou nie klaar gemaak met die katekisasie, but I was about there. En ja, ek het 'n Bybel. Ek weet hy's by die huis. Ek kom nou nie saamgebring nie, maar ek het 'n Bybel my huis by die huis. Ja, en ek het al gebid. Hoekom sal ek nie hemel toe gaan nie? Hy sê vir my want ek het in die Bybel gelees, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word, kan die koninkryk van God nie ingaan nie. Dit was al. Hy het net Johannes 3 vers 3 'n stuk aangehaal. Die gesprek is klaar, is niks meer te sê nie. Daai aand, toe gaan lê ek op my bed. Is ek weergebore? Wat beteken dit? Tweede aand, derde aand, vierde aand. Ek kan nie meer hou nie. 11 uur die nag, ek kan nie, dis 4 nagte wat ek nie slaap nie. Daai woorde gaan nie weg nie. Net daai woorde kom terug as iemand nie weer, dit los my nie. Vir 4 dae en 4 nagte. Dit spook by my. 11 uur die aand, as ek gaan na sy bungalow toe, en ek ruk hom daar wakker. Richard, kom hier, en almal skree in bungalow, Lombard, get out, ons slaap, ons is moeg, hulle gaan ons drill môreoggend. Ek sê, shut up, ek wil met Richard praat. Richard, kom! En ek pluk hom uit die bed uit. Nou sit ek in onder 'n boom. En hy sê, Raymond, wat gaan met jou aan? Ons moet slaap, môre gaan hulle ons weer druk. Ek sê, Richard, onthou jy wat jy gesê het? Hy sê, wat het ek gesê? Ek sê, het ons gepraat? Hy sê, ons praat baie, waarvan praat jy? Ek sê, Richard, toe jy gesê het, as jy nie weergebore word, kan jy nie koninkryk gaan. Hy sê, ja, nee, ek het dit mos vir jou gesê. Ek sê vir hom, hoe gebeur dit? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, nee, jy verstaan nie. Jy het dit gesê, hoe kan jy vir my sê jy weet nie? Hy sê, maar ek weet nie. Ek sê, ek moet weergebore word. Ek sê, wat moet ek doen? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, Richard, jy verstaan nie. Jy het dit gesê, jy moet my help. Hy sê, ek kan jou nie help nie. Hy sê, wat moet ek doen? Hy sê, ek weet nie. Ek sê, moet ek bid? Hy sê, ek dink dit is 'n goeie idee. Ek sit daar. Ek sê, Here Jesus, ek is 'n sondaar, ek is jammer. Ek was nie so groot sondaar nie. Ek weet nie eintlik van goed ek verkeerd gedoen het in my lewe. Ek het nie gesuip nie, ek was nie met meisies nie mekaar nie. Ek weet nie eers, ja, ek het seker maar ek stories vertel of nie altyd wat my ma sê, maar ek was eintlik 'n goeie sondaar. Ken jy goeie sondaars? Jy ken slegte sondaars en goeies. Ek was 'n goeie sondaar. Ek het niks groots, ek het niemand doodgemaak nie. Ek het nie gesteel van my, nie wat ek kan onthou nie. Anyway,
En ek sit daar, maar ek het net hierdie oortuiging, en ek is like, Here, vergewe my, in die naam van Jesus, ek is so jammer, vir al my sondes, ek weet nie eens wat dit alles is nie, en ag Jesus, sal nie in my hart kom, en ek doen die sondaarsgebed. Sodat iemand my help. Nou sit ek, nou skyn die maan so deur die takke van die boom, ek en hy sit onder 'n boom, was maanlig aan, en ek nou sê, maar, en ek, my trane, en ek kyk so op, en ek so opkyk, maar het voel vir my asof daar 'n lig uit die hemel uit so hier in my hart skyn. Maar ek kry hierdie vrede van ek is reg met God. Iets het gebeur. Ek weet nie wat, ek kan dit nie verduidelik nie. En ek stamp so, ek sê, Richard, hy sit nog so, ek sê, hey, hy sê, ja, ek sê, wat van jou? Hy sê, nee, dis nie vir my nie. Can you believe that? Dis nie vir my nie. Ek het nie met 'n preek tot bekering gekom nie. Deur God se genade is ek gered, deur iemand wat net 'n deel van 'n Bybelteks aangehaal het. Maar toe ek die woord van God hoor, in my hart gryp dit, en dit begin in my lewe sin maak, en ek besef ek het behoefte daaraan. Dit het tot my bekering gelei. Changed my whole life. My hele lewe daai nag verander, tot vandag toe. Toe's ek weergebore. Wel, ons gaan nou by daai lesing uitkom. Dis die volgende een. Want wat volg op bekering? Op bekering vind plaas 'n ware bekering, wedergeboorte. Vriende, tot 'n volgende keer.